Nou geliefdes, ons is nou sondagoggende besig met die tabernakel en dit is 'n wonderlike voorreg om so in die Ou Testament ook te gaan delf en dit ook in die Nuwe Testament te gaan delf en te kyk wat wil die Here vir ons sê oor die tabernakel. Nou dink asseblief aan elkeen van ons geliefdes, soos ek ook nou gesê, daar's heel wat mense wat my laat weet het, hulle het maar verkoue en griep. So ons bid ook vir hulle wat die duiwel aanval op hierdie stadium en dis lekker om ook hierdie boodskappe dan so uit te saai, maar dit is nooit dieselfde as om hier te wees nie. So ons bid dan ook so terwyl ons nou sondagoggende besig is, dink ons ook aan ons geliefdes. Nou die tabernakel. Wat is die tabernakel? Die Here het gesê, bou vir my daardie struktuur, want ek wil onder julle kom woon. Ja, die Here is alomteenwoordig. Ja, die Here is oralste beskikbaar. Hy is in die heelal, waar ook al mense gaan, selfs toe hulle op die maan geland het, was die Here ook daar gewees. Maar die Here het 'n spesifieke plek waar hy besonderlik teenwoordig is. En dit was dan by die tabernakel. En ons het vir mekaar gesê, daar is natuurlik nou die omheining wat daar is. En dan was daar net een poort gewees. En ons het gesê, Jesus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En ons het ook gesê, die kleure wat daar is, die pers en die rooi en die wit, alles wys na Jesus toe. En dan as 'n mens ingaan, kry mens die brandofferaltaar, en dit is waar hulle sonde bely het, waar daar 'n lam of 'n bees of tortelduwe geslag is, maar besonder vir sondevergifnis was 'n lam sonder gebrek nodig gewees. En dan was daar die koper waskom, dit was maar basies 'n skottel met water in, en hy was van spieëls gemaak, blink gepoleerde koper, en die priesters kon hulle self daarin sien, om te kyk waar is hulle vuil, en hulle moes hulle hande en hulle voete daaruit gewas het. En ons het gesê dat die Here self sê, iemand moet eers gaan was by die koper waskom, voordat hulle in die heiligdom ingaan. Nou die heiligdom is daardie tentjie wat hulle nou daar agter kan sien. Hy het uit twee dele uit bestaan. Die heiligdom en die allerheiligste. In die heiligdom was daar 3 items gewees. Die goue kandelaar wat nou lig gemaak het, dan 'n tafel waarop daar brode was, en dan ook 'n reukofferaltaar wat die heeltyd moes reuk gee in daardie struktuur, binne in daardie tent. En dan was daar nog 'n gordyn wat daar gehang het, en wanneer mens daardie gordyn oopmaak, kom 'n mens in die allerheiligste, en dit is waar die ark van God is, en ons gaan nog 'n bietjie kyk ook, wat is alles daarin. Maar die Here het gesê, voordat iemand in daardie heiligdom kon ingaan, voordat iemand daai gordyn wegtrek om daar in te gaan, natuurlik net die priesters kon daar ingaan, en ons het gesê dat die Bybel vir ons sê, ons wat kinders is van die Here is priesters. As jy vandag wedergebore is, dan is jy 'n priester. Selfs die vrouens is daarbey ingesluit. So mans en vrouens, Ou Testament was dit nou net mans gewees. Vandag is dit vroue en mans. As jy sê, ek is 'n kind van God, dan is jy 'n priester. En jy word genooi om in daardie heiligdom in te gaan. Maar, baie belangrik, die Here het verlede week in die boodskap vir ons ook weer opnuut gesê, ek durf dit nie waag om daarin te gaan met onrein hande of voete of enige iets wat onrein is nie. Ek moet eers skoon was by die koper waskom. En ons het gesê, dit is heiligmaking. Vir 'n kind van God is daar nog steeds die proses van heiligmaking. Dinge wat afgelê word, dinge wat opgeneem word, ons almal maak foute, niemand is volmaak nie, en daarom moet ons sonde vergifnis kry, voor ek in die besondere teenwoordigheid van die Here kan inbeweeg. So dit is die tabernakel. Nou ek nooi u om saam met my die woord van die Here oop te maak, en dit in Exodus 25, en ons gaan saam lees vanaf vers 31. Exodus 25, en ons lees saam vanaf vers 31. Nou ons gaan nou lees van die kandelaar,
So terwyl ons daar lees, kry jy die beeld van hoe hierdie kandelaar moes lyk. En onthou weer eens, dit is die Here wat nou hier met Moses praat, 40 dae daar op die berg, wat die Here self vir hom die struktuur se afmetings gee, alles rondom die tabernakel. Dit kom direk van God af. Eksodus 25 vers 31, maak ook 'n kandelaar van suiwer goud. Van drywerk moet die kandelaar sy voetstuk en sy stam gemaak word, sy kelkies, sy knoppe en sy blomme moet daarmee saam uit een stuk wees. En 6 arms moet uit die sykante daarvan uitgaan. 3 arms van die kandelaar uit die een kant en 3 arms van die kandelaar uit die ander kant. 3 kelkies soos amandelblomme aan die een arm, 'n knop en 'n blom, en 3 kelkies soos amandelblomme aan die ander arm, 'n knop en 'n blom, so moet dit wees aan die 6 arms wat uit die kandelaar uitgaan. Maar aan die kandelaar self moet 4 kelkies soos amandelblomme wees met knoppe en blomme. Daar moet 'n knop wees onder die eerste paar arms wat daaruit uitgaan, en 'n knop onder die tweede paar arms wat daaruit uitgaan, en 'n knop onder die derde paar arms wat daar uitgaan, vir die 6 arms wat uit die kandelaar uitgaan. Hulle knoppe en hulle arms moet daarmee saam uit een stuk wees, alles saam uit een stuk drywerk van suiwer goud. Jy moet ook 7 lampe daarvoor maak, en hulle moet sy lampe opsteek en die lig daarteenoor laat val aan die voorkant. Sy snyters en sy bakkies moet van suiwer goud wees, van 'n talent suiwer goud moet hulle dit maak, al hierdie voorwerpe. En kyk dat jy dit maak volgens die voorbeeld daarvan wat jou op die berg getoon is. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Nou ons het gevra dat die Here ons sal seën, en daarom wil ek voortgaan en vir u hierdie teksvers uitsonder as teks van oordeenking, wat net in 'n ander gedeelte is, Eksodus 40 vers 24 en vers 25. Hy het ook die kandelaar in die tent van samekoms gesit teenoor die tafel aan die suidekant van die tabernakel, en hy het die lampe opgesteek voor die aangesig van die Here, soos die Here Moses beveel het. En julle kan daar duidelik sien dat hierdie kandelaar moes ook aan die tafel met die brode gewees het, aan die suidekant. En ek gaan nou nie vanoggend weer die videoetjie vir u wys nie, ek gaan nie weer vanoggend vir u wys hoe die kruis daar is nie, maar ek sal dit weer volgende Sondag doen. Maar ek wil vanoggend net weer vir u sê, kyk mooi na die struktuur. Heel bo moes daar gewees het natuurlik die ark, en dan die goue kandelaar, en dan die tafel met die toonbrode, dan die reukofferaltaar, die koper waskom, en dan die brandofferaltaar. En as 'n mens al daardie so sit, dan kan 'n mens presies 'n kruis daarop sit. Hier van die poort af, 'n kruis wat daar is, en dan die reukofferaltaar, en die goue kandelaar, en dan die tafel met die toonbrode. Christus is die tabernakel, en hy wil hier binne in ons woon. Dis hoekom Paulus gesê het, weet julle nie dat julle 'n tempel is van die Heilige Gees van God nie. Maar ek wil vanoggend met u praat oor daardie goue kandelaar wat lampies gehad het wat moes brand, en dit moes lig gee. En ek wil met u praat oor hierdie onderwerp, lig op die onderwerp. Lig op die onderwerp. Nou geliefdes, as ons nou daar by die koper waskom gestaan het verlede week, en u het daar duidelik die stem van God gehoor wat sê, luister, jy as kind van God moet skoon gewas word. Opnuut skoon gewas word, heilig maak en deelagtig word. Dit is maklik, dit is vir elke kind van God, om heilig te word. En as jy nou daar gestaan het, dalk vanoggend ook daar by die Here gestaan en gesê, Here, ek is so jammer vir sonde wat ek gedoen het, vergewe my asseblief, kom was my opnuut weer skoon, dan nooi ek jy uit om in die heiligdom in te gaan, en alleenlik dan in die heiligdom in te gaan. En wanneer jy nou daarin beweeg, dan dink ek is die eerste wat ons sien, wat natuurlik die grootste voorwerp in die heiligdom is
is die goue kandelaar. Die goue kandelaar. Uit een soliede stuk goud moes dit gesmeld geword het. En daar was in die middel hierdie stam gewees en dan daar uit 6 arms, soos wat die Here dit sê, saam maak dit dan 7 lampies wat daar moes wees. Die volmaakte getal, God se getal, 7 lampies wat moes brand in hierdie heiligdom van die Here. Nou alles was uit een soliede stuk goud gewees en die Here sê hoe swaar moes dit gewees het of hoeveel goud hulle moes gebruik het. Hy sê 'n talent swaar. Nou 'n talent is so plus minus 75 pond. Nou as 'n mens 75 pond goud vandag het en jy gaan verkoop dit, dan as ek nou die rand-dollar nou so vat, kom ons sê maar teen R18 net rofweg, dan gee dit vir 'n mens 39 miljoen rand. Dit is wat dit gekos het om daai te maak. En waar die goud vandaan gekom? Natuurlik toe hulle uit Egipte uitgetrek het, lees ons dat die woord sê hulle het van die goud van die Egiptenare gevat. En hulle het sekerlik gedink, maar nou is ons pad oopgekoop, nou is ons reg vir die toekoms, maar toe hulle daar in die woestyn kom, toe vra die Here vir hulle, luister kom, gee vir my bietjie. Gee vir my daardie dinge wat julle so belangrik ag, die goud en die mooi materiaal en alles, en dit is gebruik om die tabernakel te bou. 39 miljoen rand se goud is in daardie een enkele item, in die goue kandelaar in. En dan, soos ek sê, het hy 7 bakkies bo gehad, waarin daar olie gegooi is, en daar was 'n lint gewees, wat dan die heeltyd gebrand het, in besonder dat dit moes lig gee in die heiligdom. Nou, wat verteenwoordig, of wat symboliseer hierdie goue kandelaar? Nou, dit is gelukkig nie vir ons nodig om uit ons duim uit te suig, wat beteken of waarna verwys hierdie kandelaar nie. Daar's in besonder 2 dinge waarna hierdie kandelaar verwys, maar al twee is presies dieselfde. Natuurlik Christus aan die een kant, hy wat gesê het, ek is die lig van die wêreld. Maar dan ook, as 'n mens sou dink in Openbaring 1, is Johannes daar en hy kry hierdie beeld van Christus, Jesus Christus, en hy sien hoe dat hy daar staan, en waar het Jesus gestaan? Kom ek vra maar die vraag, wie kan vir my sê, waar het Jesus gestaan, of wat het Johannes gesien, waar staan Jesus in Openbaring 1? Tussen 7 goue kandelare. So daar was nie in Openbaring 1 net 1 gewees nie, daar was 7 gewees, en Jesus staan tussen hierdie 7 goue kandelare. En dan sê Openbaring vir ons, Johannes sê, wat is hierdie kandelaar? Hy sê, dit is die kerk van Christus. Hoekom 7 goue kandelare? Want daar was 7 gemeentes in Openbaring. Julle ken hulle, Smyrna, Efese, Thessalonika en so voort. So, dit is wat die Here vir ons dan gee, is 7 gemeentes, 7 goue kandelare wat die kerk is. Dit verteenwoordig Christus in die kerk. Christus in die kerk. So wat sê dit vir my en vir u vandag? As ons daai goue kandelaar sien, Ou Testament, Nuwe Testament, wat sê dit vir ons vandag? Wat is die boodskap? Wat is die doel dat die Here dit vir ons gegee het? Lig. Lig, ja. Lig. Maar weet jy wat? Dit is hier binne in hierdie tent, binne in die heiligdom, waar die kind van God die wonderlike seëninge van die Here beleef. Ek hoef nie eens dit te vra nie, want ek weet almal van u gaan die hand opsteek. Ek sal hom ook sommer opsteek. Wie van u wil graag vandag seën van die Here af hê? Ons almal. Maar hoe kry ek daardie seën? Wanneer ek hier in beweeg in die heiligdom. Wanneer ek hier binne in hierdie tent is, want sien hierdie goue kandelaar bring vir ons seën. En ek dink dit is hierdie plek wat die psalmdigter ook in ag geneem het, want onthou die psalmdigter wat Psalm 91 geskryf het, het ook die tabernakel geken, het ook die tempel van God geken, en hy het geweet dat wanneer ek daar in die heiligdom ingaan, dit is dan
wanneer ek in die teenwoordigheid van die Here kom. Psalm 91 vers 1, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vannag in die skaduwee van die Almagtige. En as julle nou gaan lees, sal julle sien die priesters moes in die aand daar by die goue kandelaar vertoef het, daar gesit het, daar gestaan het, in die teenwoordigheid van die Here. Dit is hier waar ek en u die seën beleef. Nou, wat se seën? Kom ons kyk, wat se seën? En ek het twee gedagtes wat ek vandag met u wil deel oor die goue kandelaar. Die eerste wat uitstaan is ligbewerk kennis. Ja, die kandelaar bring vir ons lig, en ligbewerk, lig bring vir ons kennis. Daniël 2 vers 22 sê, hy openbaar ondeurgrondelike en verborge dinge. Hy weet wat in die duister is, en die lig woon by hom. Duisternis is nie waar God is nie. Weet jy wat? Ek kan vandag vir jou 'n boek gee. Is nou jammer ek het nie 'n boek saamgebring nie, maar ek wil nou nie die Bybel as daai voorbeeld gebruik nie, maar ek kan vandag vir u 'n boek gee. Dalk 'n boek hoe om vrouens te verstaan, of julle weet mos, hulle sê nee, daai boek moet nog geskryf word, maar 'n boek, ek kan vandag vir julle 'n boek gee wat al die oplossings het van al jou probleme, wat die antwoorde gee op al jou probleme. Wie wil so 'n boek hê? Almal, ek sal hom gee, maar daar's 'n voorwaarde. Daai boek mag jy net gaan lees in die donkerte, en jy mag nie lig gebruik om te lees nie. Geen lig nie. Wat gaan daardie boek vir jou werd wees? Absoluut niks. Hier sit ek met 'n boek vir die oplossings van die wêreld, maar dit help my niks nie, want ek kan dit nie lees nie. So wat het ek nodig om dit te ervaar? Wat het ek nodig om die kennis daarvan te kry? Lig. En so was lig baie belangrik geweest in die heiligdom, by die tabernakel, selfs vir die Israeliete. Ek meen, kom ons spring net gou so 'n bietjie terug. Die Israeliete het lig nodig gehad om vir hulle kennis te gee van waar hulle moes heen gaan. Baie van hulle was nog nooit buitekant Egipte nie. Hulle was vir 400 jaar in Egipte. So hulle was al nooit buite nie. Dit was maar Moses en van die ander wat so 'n bietjie uitgetrek het al, wat ander dinge beleef het. Maar nog niemand van hulle was in Kanaan nie. Hulle het nie 'n GPS gehad soos ons nie. Hulle het nie eens 'n kaart gehad waar hulle kon sê wat ons moet nou so loop of so loop nie. Hoe het hulle geweet waarheen om te gaan in hulle lewe? Die Here wat vir hulle lig gegee het. Eksodus 13 vers 21 tot 22. En die Here het voor hulle uitgetrek bedags in 'n wolkkolom om hulle op die pad te lei. So in die dag was daar 'n wolkkolom, 'n wolk, en soos wat hy beweeg het, so het hulle agter hierdie wolk aangeloop. En snags in 'n vuurkolom om hulle voor te lig, sodat hulle dag en nag kon trek. Die wolkkolom het nie bedags en die vuurkolom nie snags voor die volk gewyk nie. So dit was hulle rigtingaanwyser. Dit is hoe hulle kennis gekry het van waarheen moet ons gaan in ons lewe. En so moes daar ook lig in die tabernakel gewees het. Hoekom moet daar lig in die tabernakel wees? Want dit is die plek waar God woon. En God is nie in die duisternis nie. Ons lees in 1 Johannes 1 vers 5, en dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het, en aan julle verkondig. God is lig, en geen duisternis is in hom nie. So wanneer daar die priester hier die gordyn ooptrek, hier van buitekant af, veral nou in die aand, en hy trek hier die gordyn oop, dan straal daar die lig uit, want 7 goue kandelare in daai vertrek, en glo vir my baie lig gegee. 7, julle praat oor die kandelaar met die 7 lampies, 7 ligte binne in daardie tent sou baie helder lig gegee het. So wanneer hy daai gordyn ooptrek en inbeweeg, dan is die lig daar. Hy kan elke dingetjie in die fynste details sien binne in die tabernakel, binne in die heiligdom. En toe wonder ek maar net so by myself, dink net as daar nie lig was in die tabernakel nie. Kom ons dink maar sommer net so. Die eerste wat vir my uitstaan is, die priesters sou in alles vasloop. Want onthou, daar was baie priesters gewees. Hulle was 'n hele klompie.
En nou is hulle daar in mekaar en ewe skielik is dit donker want die lappe wat hulle gebruik het vir die heiligdom was dig gewees. Daar sou geen sonlig van buite af ingekom het nie. Dit was stiknag donker daar binne in die heiligdom gewees. So nou ewe skielik is hy in die donkerte en hy kom nou hier van buitekant af en nou kan julle dink wat 'n chaos is dit. Hier loop hy in die tafel homself nerf af. Hy kan nie sien wat voor hom is nie. En die tweede, die priesters sou nie kon sien hoe lyk die brood nie. Hulle kan nie sien, is die brood nog vas en hoeveel brood is daar nog nie, want daar moes die hele tyd brood gewees het. En die priesters kon van hierdie brode geëet het, maar hulle moes gesorg het dat daar brood is. Hulle kon dit nie gesien het, as daar nie lig is nie. Hulle sou nie kon sien hoeveel olie in die lampe nog is nie. Men dink net daaraan, hulle moet die hele tyd olie gaan ingooi, want die olie is al klaar. En dink het wat se morsige spul sou dit wees, as hulle nou so moes voel en olie ingooi. En dalk nog iemand aan die brand steek. Hulle sou nie kon sien waar om die kruie op die reukaltaar te gooi nie. Hulle sou wonder of God ooit daar is. Want ek meen, as jy in die duisternis instap, en ewe skielik is dit stil en is amper soos daar in 'n donker nag huis wat 'n mens daar aankom en jy roep, hallo, is iemand tuis? En jy hoor niemand nie. Dan wonder jy, is hier iemand ooit? En net so het hulle dalk gewonder, is God daar? En weet jy, toe ek nou dink aan hierdie gedagtes, toe dink ek, kom ek trek dit vir ons deur Nuwe Testamenties. Wat het dit met my en u te doen? Waarom het ons die lig, die seëninge van God nodig wat lig aanbetref? En ons weet ons God is lig, so dit beteken, hoe nader ek aan die kandelaar is, hoe beter het ek die lig in my lewe. Net soos daai priester en alles sou vasloop, so is daar baie mense wat vandag in die moeilike omstandighede die heeltyd vasloop. Die heeltyd is daar moeilike omstandighede in hulle lewe. En het voel of jy alleen is, dalk, omdat jy nie naby God is nie. Ja, ons kry moeilike uitdagings, ons kry moeilike omstandighede in ons lewe, ons weet ons daar is beproewinge ook in ons lewe, is nie te sê, al die moeilike omstandighede is nou net omdat ek ver van die Here af is, maar hoor mooi wat sê, ek gaan dit weer al. As jy die heeltyd in moeilike omstandighede vasloop, dan moet jy vir jouself vra, is jy nie dalk ver van die Here af nie, want hy is mos die lig. En dan die tweede, die brode, as jy vandag hier sit en jy is geestelik honger, of kom ek sê eerder geestelik uitgeput, jy voel jy het nie krag nie, jy het nie energie nie, jy is honger, is dit waarskynlik omdat jy nie naby God is nie, want jy kan nie die brode sien wat God gee nie. En as jy geestelik moeg voel, dan is dit dalk omdat jy olie min is. Want jy moet olie hê om dit weer in die lampe te gaan gooi. En waarna verwys die olie? Ons gaan nog 'n bietjie daaroor ook gesels een of ander tyd, maar die olie verwys na die Heilige Gees se werking. Dis hoe hy gesê het, julle gaan krag ontvang wanneer nou die Heilige Gees oor julle kom. Jou olie is dalk min, want jy maak te min staat op die Heilige Gees, jy gee te min oor aan die Heilige Gees. As jy geestelik moeg is dit dalk omdat jou olie min is. Hoe gaan jy nog in die lampies kan gaan gooi? En as jy nie lus is om te bid nie, of het voel, wanneer jy bid in die dak vas, jou gebede help nie, voel jy dalk so, dan is dit dalk, omdat jy ver van God af is. Want jy sien nie as die reukofferaltaar nie, ons gaan nog praat oor reukofferaltaar, wat verwys na gebede. So jy is nie daar na by die reukofferaltaar nie, want jy is nie eens by die kandelaar nie, jy is daar iewers in die duister nag. En as jy nie weet wat God wil hê, jy moet doen vandag in die lewe nie. Luister, die Here sê vir jou, wat moet jy doen vandag? As jy vandag hier sit en jy weet nie wat God van jou verwag nie, dan lees jy nie jou Bybel nie. Dit kan ek vandag direk sê. Sorry om dit te sê, maar dan is dit so. As jy nie weet wat God van jou verwag nie, dan is dit net die volgende. Psalm 119 vers 105, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. So, die woord van God gaan vir my wys waar ek moet loop, gaan die paaie vir my uitwys,
gaan vir my rigting gee, net soos die Israeliete daar in die woestyn, die wolkkolom en die vuurkolom, net so die Here ook. So die lig kom openbaar vir my, wat ek moet doen in my lewe, die lig kom openbaar, en wat is die lig weer eens? Christus is die lig. En dan dink my aan kinders wat daar in 'n donker kamer lê. Ek kan my altyd verstom aan die kindertjies, want ek was ook daar, julle ook, nê. Onthou dan lê daar in jou bed, en dan is daar so ewige storm hier buite, en hier's 'n takkie buite, en die maanlig skyn daar deur, en is donker nag hier binne in hierdie kamer, en dan hoor jy iets krap so teen hy venster, en die volgende oomblik raak jy bang, en jy dink hier's 'n monster hier buitekant die venster, en jy begin te skree, en hier kom pa aan, of ma kom aan, en hulle sit die lig aan, en die oomblik as hulle die lig aansit, dan verdwyn al daardie vrees. Hoekom? Want die lig openbaar, dit is maar net 'n tak. Die lig openbaar, luister, alles is normaal, word net rustig. So lig neem die vrees weg. Lig openbaar die normale. En hierdie lig, soos ek sê, bestaan vandag nog, want dit is Christus, Jesus Christus. Johannes 8 vers 12, en Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld, wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Kan jy sien wat sê die Here daar? Die goue kandelaar, wie moet na die goue kandelaar toe gaan? Ek en u, ons moet daarheen gaan. Die Here bring hom nie na ons toe nie, hy staan daar. So ek moet nader aan God beweeg. Dis hoekom hy daar sê, wie my volg sal sekerlik nie in duisternis wandel nie. As jy nie vandag 'n doel van jou lewe insien nie, as jy nie weet watter kant toe nie, dan is dit dalk omdat jy nie by die kandelaar is nie, omdat jy nie naby God is nie. En dit is net 'n boodskap van bemoediging, want wat is dit? Kom net weer terug naby die Here. Die kandelaar is nog al die tyd daar. Hy is nie weg nie. Jesus is nog steeds daar. Kom net nader aan hom. En so kom openbaar die Here. En dit is wanneer ek die dinge van die Bybel gaan reg verstaan, is wanneer ek naby God is. Want God se lig kom openbaar vir my in die Bybel. Wat ek lees, hy kom openbaar vir my. Hy kom bewerk kennis vir my en vir u. Maar dan die volgende, lig bewerk groei. Eksodus 25 vers 33, 3 kelkies soos amandelblomme aan die een arm, 'n knop en 'n blom, en 3 kelkies soos amandelblomme aan die ander arm, 'n knop en 'n blom, so moet dit wees aan die 6 arms wat uit die kandelaar uitgaan. Nou dink gou weer by jouself. Hier kom die priester en hy neem daar die gordyn weg hier van buitekant af. Hy was nou net by die koper waskom en hy maak die gordyn op en hy kom in hierdie tent in die heiligdom in. En hy sien die kandelaar. Nou wil ek kom olie daar ingooi in die bakkies wat daar is. En hy sien hierdie groot struktuur wat van goud is. En die liggies wat daar brand en hy wil olie daar ingooi. En wat dink jy wat sien daar die priester ook raak? Hierdie blommetjies wat daar aan is, in hierdie goud, dit is die heeltyd daar, want dit is ingegiet. Hy sien die blommetjies wat daar is. En wanneer hy die blommetjies sien, dan is hulle veronderstel om een ding te besef. Hy as priester kan nie groei in die lewe, kan nie voortgaan in die lewe sonder God wat se lig daar is nie. En dit is hoekom die Here ook daar die kelkies, daai amandelblomme, soos amandelblomme daar ingegiet het, want lig bring groei. Lig bring groei. Jy weet mos nou, as sekere plante, as hy nie sonlig kry nie, kan ek vir hom hoeveel water en stikstof en alles gee, hy sal nie groei nie, want hy kort die sonlig, hy kort die lig om te groei. En net so ek en u ook. En luister, daai groei is nou nie daai, my arms is so seer, ek het groeipyne nie, is nie daai nie. Is geestelike groei. Hoe ek nader beweeg aan die Here, hoe ek groei in my geestelike lewe. Eers soos Petrus wat sê 3 maal, ek ken nie die Here nie, en hy groei, uiteindelik tot waar hy aan 'n kruis ook gesterf het vir Christus. Dis daai geestelike groei. Dit is daar die groei wat die Here in ons lewe ook wil hê.
Eksodus 27 vers 20 tot 21 sê, en jy moet die kinders van Israel beveel dat hulle vir jou suiwer uitgestampte olyfolie vir die kandelaar bring, om gedurig deur 'n brandende lamp te hê. In die tent van samekoms buitekant die voorhangsel wat voor die getuienis is, moet Aaron en sy seuns dit regmaak om te brand van die aand tot die môre voor die aangesig van die Here. Dit sal 'n ewige insetting wees in hulle geslagte van die kant van die kinders van Israel. En u sien weer die woorde daar, dit sal 'n ewige insetting wees. En ons het gesê ons is priesters, so wat sê dit vir my en vir u? Ons moet ook olie na die Here toe vat vandag. Ons moet ook gaan en die lampies gaan ingooi. So wat sê dit vir my en vir u? Daar's iets wat ons moet insit. Ek moet my Bybel lees. Dit help nie ek vat die Bybel en ek sit hom daar by koffietafel neer en ek kyk dit vir hom nie. Daai woorde gaan nie inkom nie. Ek moet dit lees. Ek moet tyd maak met die woord van die Here. Ek moet op my knieë gaan en ek moet bid tot die Here. Ek moet kerk toe gaan dat ek kan luister wat sê die Here vir my. Ek moet diensbaar wees, maar ek moet oorgee. Dis hoe ek die olie in die lampies gooi. En hoe meer ek olie gee, hoe meer en hoe helderder skyn die lig op my lewe. So as iemand wil groei vandag, luister, jy hoef nie 'n kursus te gaan bywoon hoe om nou geestelik te groei nie. Wat moet jy doen? Begin by die basiese. Lees jou Bybel, bid elke dag. Wandel met die Here, dit is hoe jy groei en groei en groei. So waaruit het hierdie kandelaar bestaan? Uit blommetjies, plante, met ander woorde. En wat was die eerste wat geskep is gedurende die skepping? Laat daar lig wees. Hoekom lig? Want lig bewerk groei. Lig bewerk groei. Sonder lig sou daar nie groei gewees het nie. En dieselfde met ons geestelike lewe. As ek nie naby Christus wandel nie, hy wat die goue kandelaar is vandag, hy wat die lig in my lewe is, gaan ek nie kan groei nie. Ek gaan nie. En u mag dalk vandag dink u is naby aan die Here en ek is dankbaar vir diegene wat hier sit. Ek weet daar is van u wat vandag naby aan Jesus Christus is. Dank die Here daarvoor. Maar daar is ook van u wat dink u is naby aan die Here, maar u is nie. U moet nader kom aan die Here, anders is daar nie groei in die geestelike lewe nie. Dis daai mense wat sê, ek het nou al wat al probeer, ek het al probeer met Bybel lees, ek het al probeer dit, maar ek voel net, ek kry nie 'n deurbraak nie. Dalk omdat u nie die lig het nie. Want ek kan daai selfe plantjie vat en ek kan alles doen met hom, maar hy gaan nie groei nie, totdat ek hom in die lig sit. Jy kan alles gaan doen in die geestelike lewe, maar jy moet nader aan Christus beweeg. En weet jy waaraan dink ek as ek hierdie kandelaar sien, wat sy stam het, hy sê hy moet uiteengegiet wees, en hy moet 'n voetstuk hê, en dit moet daar uitsprei. Weet jy waaraan dink ek? Ek hoop jy dink ook daaraan, aan die volgende teksvers, Johannes 15 vers 5, ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Is dit nie wat die Here vir ons leer vandag nie? Luister, kom nie naby aan die Here. En dan sal daar groei wees vir jou. Dan sal jy vrug dra. Ek kan nie op my eie nie. Ek moet naby Christus wandel. En om naby Christus te wandel, ons gaan ook nog 'n bietjie kyk in die opkomende Sondag, maar om naby aan hom te wandel beteken al sekere dinge wat ek moet aflê in my lewe. Ek kan nie al hierdie dinge hou en nog steeds naby aan Christus wees nie. Julle weet wat sê Psalm 1. Hy sê, hy wat nie daar aan die kring van die spotters sit nie, hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waters. So ek moet dinge opgee. As my vriende my aftrek geestelik, los hulle. Kom naby aan Christus. As my familie my aftrek van Christus af, skei hulle af. Kom nader aan Christus. As jou werk jou aftrek van die Here af, as geld jou aftrek van die Here af, en so gaan die lys aan, los dit. Kom nader aan Christus. Al daai dinge gaan jou nie help met geestelike groei nie, en u het geestelike groei nodig. So hoe kan ons in hom bly?
deur elke dag daai olie in te sit, elke dag te belê in my geestelike lewe. Wat doen u vandag? Wat doen u môre? Jy weet, ons dink al klaar môre, môre is weer maandag, is weer werk en goed. Nee, dan mis u dit. As u vanoggend opgestaan en gedink het, ag, is môre weer maandag, dan mis u die groot prentjie. Ons moet nie sê, ag, is môre weer maandag. Ek moet sê, môre is nog 'n dag wat ek saam met Christus kan wandel. En môre gaan ek eers opstaan op daai maandagoggend en ek gaan my Bybel lees. Ek gaan opstaan en ek gaan bid tot die Here my God. Of dit nou maandag, dinsdag of woensdag is, dit is mos hoe ek naby aan die kandelaar is. Want sien, as ek al klaar dink aan, ag, is dit weer maandag, dan is God nie, dan is ek nie naby aan Jesus nie, dan is ek naby aan wat? Aan my werk, aan my omstandighede, nie aan Christus nie. So kan jy sien, baie mense dink hulle is naby aan Christus, maar daar is hulle nie. En dit is hoekom ek vandag hier is, om u te help, om te sê, kom, dit is moontlik, is net so, is net, ek wil amper die Engelse woord gebruik, is 'n mind change vandag, om te sê, ek kom naby aan Christus, en ek gaan daardie dinge doen, ek gaan my Bybel lees, en sovoorts. Dit laat dink my aan die verhaal wat die Here Jesus vertel het van die 10 maagde, en jy weet, die hele doel van die 10 maagde is om gereed te wees, En hoeveel was gereed gewees? 50% was gereed en 50% nie. Matteus 25 vers 4, maar die verstandiges het hulle olie en hulle kanne saam met hulle lampe geneem. Hulle was reg. En dit is hoe ek naby aan Jesus kan woon is. Vat vandag, gaan sit, gaan belê in jou verhouding met die Here. Wat is daar wat u belê vandag in die Here? Ek wil dit tog vra. Wat is daar? Want sien, die lig sal daai dinge oopbreek. Die lig sal groei bewerk. Maar u moet belê. En ek wil afsluit vandag deur te vra, wat belê u in die Here se saak? Goed, ons het nou gehoor, ons moet naby aan Christus kom, maar dit beteken, ek moet belê in hom. Dis net so goed soos, ek kan nie vandag sê, jong, ek het nou 'n belegging, wat daarom nou, jy weet, hoe oud is ek nou, kom ons sê nou maar, op die ouderdom van 40, gaan my belegging nou uitbetaal. Het gaan absoluut niks help, ek sê vir julle, ek het 'n belegging wat uitbetaal as ek 40 is, of 50 is, of 60 is, maar ek het nog nooit iets belê nie. Nie waar nie? En net so kan ek ook nie sê ek wandel hier naby aan Christus. Hy het homself gesê, wie saam met my loop. Help nie ek sê ek is naby aan Christus, maar ek het nog niks belê nie. Wat moet ek belê? Elke uur van die dag moet Christus hier in my gedagtes wees. Selfs by die werk. Wat kan ek hier doen om 'n verskil te maak vir Christus? Kan jy sien? Ons het al baie ver van die Here af beweeg. Kom ons kom net weer nader aan hom. Dis maklik. Die Bybel is vandag beskikbaar, selfs op die selfoon en selfs op die internet kan jy die Bybel gaan lees. Die Bybel is beskikbaar. Hoe ver is gebed van die Here af? Net so ver, van jou knie af tot daar op die grond. Om laag te buig voor die Here. Dis al. Kom naby aan die Here. En daai omstandighede wat so duister is vir u, daai werksomstandighede wat so duister is, daai geldelike probleme wat so duister is, daai siekte wat so duister is, God sal die lig daarin bring. Gaan belê in hom. Amen. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Wonderlike Jesus, Here, baie, baie dankie dat u ons deurgedra het vanoggend. Dankie vir u woord. En nou kom bid ons, Here, vir elke een van ons. Ek dink ek bid dit namens baie van ons vandag, om te sê, Here, ag, kom help ons, o Heilige Gees, om net weer opnuut nog nader aan u te kom. U wat die lig is. Ons kom bid dan vir die res van die dag, kom seën ons asseblief. Kom wys vir ons, waar kan ons nog meer belê in u, dat ons saam met u sal stap. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen.